Daar sê goeiemôre aan almal. Good morning. Goeiemôre. Dis lekker om julle almal te sien. So op die Vrydagoggend. En soos ek vir julle in 'n vorige lering gesê het, dat Jesus was nie op die Vrydag gekruisig. Hy was op die Woensdag gekruisig. Maar as jy daai lering soek, gaan kyk op YouTube channel, hy is daarso. Maar vandag gaan ons celebrate wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Amen. Dis hoekom ons hier saam is en ons gaan kom celebrate en sê, Jesus, baie dankie. Dankie dat U vir my kom sterf het. Dankie vir U wonderlike genade wat U gedoen het vir my. En ons loof Hom vanmôre wat Hy is waardig. Amen. En dan welkom aan almal wat ingeskakel is by die web. Al die ons ouens wat lekker gaan vakansie hou het, soos Jan hulle, vertrou hulle is daar saam met ons. Maar kom ons geniet die diens dan vanmôre lekker saam in die teenwoordigheid van die Here. Vader, ons loof U vanmôre, Here, ons eer U, want U is waardig om geloof en geprys en geëer te word, Here. Vandag, Here, wil ons kom net dink aan die groot werk wat U vir ons aan die kruis kom doen het, Here. Sonder dat ons of die mens dit enigstens verwag het, Here, het U gekom en het U nie 'n lewe kom neerlê vir elkeen van ons vanmôre, sodat ons weer verenig kan wees vanoggend met die Vader, Here, sodat U goedheid op ons kan rus, Here. U genade is vir ons vanmôre te groot om te verstaan. U goedheid, U grootheid, U wysheid, Here, U godheid is te groot vir ons om te verstaan vanmôre. Maar Here, dankie. Dankie dat die voorhangsel geskeur het, Here. Dankie dat ons vanmôre in U teenwoordigheid kan inbeweeg, Here. Dankie dat ons U kan kom ervaar vanmôre, Here. U liefde, U genade, U grootheid. Net te kom dit ervaar, Here. Net tyd in U teenwoordigheid by U voete kan kom spandeer, Here. Vader, ek dank U dat U weer die Heilige Gees vanmôre sal kom en elke van ons sal kom aanraak, Here. Elke van ons vanmôre sal kom bedien, Here. Dankie dat nie een van ons onaangeraak, onveranderd sal wees na volgende, Here. Vader, ek bid ook vir elkeen wat saam met ons vanmôre is, wat ingeskakel is, Here, dat U daardie vertrek waar hulle self sal bevind, nou ook sal vul met U teenwoordigheid, U tasbare teenwoordigheid, Here. That I will just have a sense of Your presence right now in Jesus' name. We honor You for that, God. We worship You, for Thou art worthy. Amen. Voor ek hierdie gedig lees wat die Here vir my gegee het, wil ek net vra dat ons elkeen sluit net julle oë en verplaas jouself na Golgotha. Dit is volbring. Jerusalem se stof kleef van my soos 'n tweede vel. Ek staan daar, my asem weggeslaan. Die tekens in die lug in karmosyn uitgespel. Langs my wange afrol 'n traan. Ek hoor die hamer teen die ysterpen slaan. Elke slag 'n echo van my eie skuld. Ek sien die bloed oor sy voorhof drup. U verdra dit alles met heilige geduld. U kyk na my met oë gevul met pyn, terwyl my hoop voor die donker verdwyn. Geen veroordeling nie, net liefde, sag soos lig, die betaalde prys vir ons vryheid kom in sig. Terwyl die aarde onder my voete dreun en skeur, draai die son sy gesig van die aarde weg. Ek wou probeer help, Here, keer op keer, maar het besef, vir U is dit 'n eensame geveg.
Die kreet breek soos 'n dondersag. Dit is volbring uit die dorstige keel. Ek kniel in die stof. Rondom my is dit nag. U herstel my gebroke hart. U maak dit heel. So, kom ons verplaas ons net en ons besef dat ons kan kniel aan die kruis van die Here. Ons kan gaan kniel aan daai kruis vandag nog. En vandag nog maak jy die gebroke heel. Dit is sy liefde vir jou en vir my wat hom gedryf het om vir ons te sterf aan die kruis. Amen. Hy sê dat hy ons eerste lief gehad het. Toe ons nog in die wêreld was, het hy ons reeds lief gehad. Dis die God wat ons vanmôre dien. Ek gaan vanmôre vir ons met ons bietjie gesels oor wat het op die kruis gebeur. Daar het 'n ruiltransaksie op die kruis gebeur. En ek gaan vir ons net sê hoe en wat het gebeur, sodat jy moet weet dat jy in oorwinning kan leef. As jy verstaan wat by die kruis gebeur het en wat Jesus op hom geneem het en vir jou gegee het die dag toe hy gekruisig is, dan sal dit jou toelaat om in oorwinning te leef. So aan die einde van vandag gaan jy verstaan wat dit alles by die kruis gebeur vir jou vanmôre. Sien, 'n mens is 'n gees, en dis iets wat ons moet verstaan, ons is eintlik, as wese is ons 'n gees, ons het 'n siel, en ons woon in 'n liggaam, en dit is as gevolg van hierdie liggaam wat ons met mekaar en in hierdie wêreld kan interact, maar ek as 'n persoon is eintlik 'n gees. En ek het 'n sielsmens, 'n sielsdimensie. Nou, hierdie liggaam word van tyd tot tyd, kan hy siek word, my gees, mens is gewederbaar, maar my sielsmens het baie keer seer gekry in die lewe, of kry vandag nog seer, maar die antwoord vir dit lê in die kruis. Alles wat jy in hierdie lewe nodig het Jesus vir jou aan die kruis gegee. Alles wat jy nodig het, is vir jou gegee. So aan die einde van vandag gaan jy verstaan, alles wat ek nodig het ek gekry by die kruis. Jeremia 13:11, hy sê, want soos die grond kleef aan die heupe, soos die gord, die beld, kleef aan die heupe van 'n man, so het ek die hele huis van Israel en die hele huis van Juda aan my laat kleef, spreek die Here, om vir my te wees 'n volk en 'n roem en 'n lof en 'n sieraad, maar hulle het nie geluister nie. So die Here sê, hy het hulle gekleef van homself, soos 'n mens 'n beld aan jou broek trek, so die Here Israel aan hom gekleef, maar hulle het nie geluister nie. Maar gaan jy jouself aan Jesus kleef? Gaan ons na hom luister? Want dis die antwoord vir omstandighede. Wanneer omstandighede oor jou kom, dan moet jy aan Jesus kleef soos 'n gord, soos 'n beld. So moet ek aan hom kleef. Want jy sien, omstandighede kom oor ons lewens. Daar's wonderbare herstel aan die kruis wat plaasgevind het en genesing. Maar wat gebeur wanneer die lewe mense maal? Wat is hulle geneig om te doen? In plaas daarvan om eers na Jesus toe te hardloop hulle na dinge van die wêreld toe. Wanneer ek deur trauma in my lewe gaan, dan hardloop hulle na drankbottels toe. As hulle deur trauma gaan in hulle lewe, dan hardloop hulle na pornografie toe, of hulle hardloop na drugs toe, of hulle hardloop na allerlei dinge toe, en nie een van daardie dinge het die antwoord vir jou probleem nie. Om die waarheid te sê, dit maak net die probleem nog erger. So ek soek net hierdie bietjie van 'n relief in my lewe, en nou hardloop na die drankbottel toe. In plaas daarvan om na die regte oplossing toe te hardloop, en dit is Jesus. Psalm 56 vers 4, die dag as ek vrees, sal ek op u vertrou. Die dag as ek vrees, dit beteken daar is dae waar dit met ons sleg gaan. Maar wat moet ek doen in daardie dag? Ek sal op u vertrou. Ek gaan na u toe hardloop. Ek gaan nie na ander dinge toe hardloop, ek gaan na u toe hardloop. Die dag as ek vrees, sal ek op u vertrou. Nie altyd vra hoekom dinge met ons gebeur nie. Sê net dankie Jesus
dat ek na U toe kan gaan. Wees Jesus gefokus en nie probleem gefokus nie. Jesus gefokus en nie probleem gefokus. Ja, ons probleem is, ons kyk na ons probleme, ons sit ons fokus op ons probleme, en dan dink ons by onsself, ons weet nie hoe gaan ons uit hierdie ding uitkom nie, en dan staan die Here daar en hy sê, ek weet ook nie. In plaas daarvan ek gesê, Here, ek weet nie hoe ek hier het gekom nie, maar U weet en ek sit my vertroue op U. Want ek weet U is die antwoord, en Jesus het al hierdie vir ons aan die kruis gedoen. Jakobus 5:13, hy sê, is daar iemand onder julle wat ly? Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Met ander woorde, wanneer dinge met my sleg gaan, sê die Here vir jou, hier is die antwoord, moenie na die dinge van die wêreld toe hardloop nie, kom na my toe. Is daar iemand wat ly, wat nou op die oomblik deur iets gaan in sy lewe? Bid. Laat hy wat ly, laat hom bid. Is iemand opgeruim? Dit gaan nie altyd sleg met ons nie, nee. Het gaan baie keer met ons goed. Het lyk so, yes, is ons 'n paar, as is 'n paar wat sê, nee, het gaan daarom. Is iemand opgeruimd? Is jy vanmôre opgeruimd? Dan sê, laat hom psalm sing. Jy sien so, wanneer dit met my sleg gaan, bid ek, en wanneer dit met my goed gaan, het ek 'n lied in my hart, en dan sing ek psalms. Dan prys ek die naam van die Here, in daardie oomblikke in my lewe, wanneer dit met my goed gaan. Daai woordjie ly is to undergo hardship. To be afflicted, a problem or an illness that causes pain or trouble. So wanneer ek deur dit gaan, wat sê die woord moet ek doen? Bid. Dan gaan hy aan, hy sê, is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid. Nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het, vertrou God vir die salwing om oor jou te kom. Hoekom moet jy God vertrou vir die salwing om oor jou te kom? Want hy sê in Jesaja 10 vers 27, sê die salwing breek die juk. Die salwing, die Heilige Gees kom, en hy breek die juk. Daardie ding wat mense druk, whatever dit is in jou lewe wat op jou druk, bid vir die salwing oor jou te kom, want die salwing breek die juk. Dan gaan hy aan vers, Jakobus 5:15, hy sê, en die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal hom vergewe word. So wat het plaasgevind by die kruis? Hebreërs 10:14, hy sê, want deur een offer, hoeveel offers? Een offer, het hy vir altyd volmaak. Hy het wat gedoen? Vir altyd volmaak. So een offer het vir altyd volmaak, die wat geheilig word. Het een offer altyd volmaak, die wat geheilig, wat is volmaak? Wat volkome en perfek is, sonder enige fout of gebrek. So iets wat volkome en perfek is, sonder enige gebrek. So niks meer wat Jesus hoef te doen nie. Hy het dit als klaar gedoen. Hy het 'n volmaakte offer gebring. En daarom is daar soveel probleme met die idee dat ek moet nog 'n klompie goeders doen. Dis die kruis plus my eie effort om die wet te onderhou of sekere goeders te doen. Nee. Dis die kruis en die kruis alleen wat dit gedoen het. En ek moet my vertroue in die werk wat Jesus aan die kruis gedoen het sit. En dis al wat ek hoef te doen. Want hy het 'n volmaakte offer gebring. Niks meer hoef hy te doen nie. Maar nou sê hy vir altyd volmaak wat geheilig word. Geheilig word beteken dis 'n aanhoudende proses. Wanneer ek tot wedergeboorte gekom het, dan begin ek heiligmaking nastreef en ek sê, Here, ek wil meer soos Jesus wees. Kom verander my, Here. Kom werk met my. Wat gebeur? Dit is 'n proses wat aanhou tot die dag wat jy hier uitwoon. Want jy word gedurig deur verander meer in die beeld van Christus. Spreuke 4:20 sê, my seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde. So wat moet ek doen? Ek moet gaan luister wat Jesus gesê het. Laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart, want hulle is die lewe vir die wat hulle vind. Sien, as ek die woord van Jesus vind, en is dit die lewe vir my. Ek leef uit die woord uit. Ons sal nie net leef uit brood alleen nie, maar vir elke woord wat gespreek is, deur God die Vader. Elke woord, dis waar ek lewe, so as ek daardie lewe kan vind, wat sê hy is dit vir my? Genesing vir my hele liggaam.
So ek bewaar sy woord in my hart. Bære jy sy woord in jou hart. Lees jy dit, bestudeer jy dit, sit jy dit in jou hart. Dis genesing vir jou hele liggaam. En jy sal die lewe vind. Die werk wat Christus op Golgotha gedoen het, is volledig en perfek in elke opsig. Daar is nie nog iets nie. Dit was volledig en dit was perfek. Johannes 19 vers 30 sê, en toe Jesus die asyn geneem het hy gesê, dit is volbring, en hy het sy hoof gebuig in die gees gegee. Tetelestai. Alles is betaal. Alles is volbring. Volmaakte offer is gelewer. Matteus 27:50, daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die gees gegee. Vers 51, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en rotse het geskeur. As ons werklik verstaan wat by die kruis gebeur het, sal ons verstaan dat al ons behoeftes ontmoet is. Die oomblik toe die voorhangsel geskeur het daar 'n ruiltransaksie plaasgevind. Al die boosheid wat op die mens moes gekom het vir sy judgment, het op Jesus gekom, en al die goeie wat op die sondelose Jesus was, het nou beskikbaar geword vir jou. En ek hoef niks eers te gee daarvoor nie. Kom en kom kry dit verniet. Dit bevat alles wat jy ooit sal nodig hê. God het dit uit sy eie uitgedoen, ons het nie eers geweet dat hy dit sou doen nie. Jesaja 53 vers 6, wat 'n vooruitskouing was op die kruisiging, sê hy, ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. God het die straf wat vir my en vir jou bedoel was, op hom laat neerkom. Pastoor Derek Prins praat van 8 ruiltransaksies wat by die kruis plaasgevind het, en hy gaan hulle vanoggend met ons deel. Die eerste ding wat op Jesus gekom het, wat eintlik ons sin was straf of punishment. En wat het ons gekry in ruil? Vergifnis. Jesaja 53 vers 4 tot 5, hy sê, gestraf vir ons oortredinge en ons geregtighede. Jesus was gestraf vir jou oortredinge. How amazing is that? In plaas daarvan dat jy die pak sla moes kry, het Jesus gesê, ek sal dit vat. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte. Dit het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Wat het ons in ruil gekry? Vrede met God. Ons het vergifnis gekry wat ons vrede gegee het met God. Jesaja 53 vers 5, hy sê, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbyvel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. So wat is die eerste ding wat gebeur het? Jesus het jou straf gevat, en hy het vir jou die vrede gegee tussen hom en God die Vader. Gewond. Jesus was gewond vir ons, sodat ons genesing gekom het. Jesaja 53 vers 5, hy sê, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Matteus 8:16, en toe dit aand geword het, het hulle baie na hom gebring, wat van duiwels besete was, en hy die geeste met 'n woord uitgedryf, en almal wat ontsteld was, het hy gesond gemaak. Sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het, hy het ons krankhede op hom geneem, en ons siektes gedra. So wat het hy gedoen? Hy het ons krankhede, ons siektes, het hy op hom geneem, en sy liggaam het hy dit gedra, sodat ons genesing kon gekry het, 1 Petrus 2:24, wat selfs ons sondes in sy liggaam op die kruis uitgedra het, sodat ons sondes kan afsterwe, en vir die geregtige lewe, deur wie se wonde julle genees is. So eers het hy die straf gevat, sodat ons vrede kan kry, en tweede het hy ons krankhede gevat, sodat ons genesing kan kry. Wat het nog met Jesus gebeur? Hy is vir ons sonde gemaak. Jesaja 53 vers 10, maar
Dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom gekrank gemaak, as sy siel 'n skuldoffer aangebied het. He made his soul an offering for sin. Sal hy die nakroos sien, hy sal die dae verleng en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. So hy is vir ons so sonde gemaak, sodat ons wat? Geregtigheid kon gekry het. Sy geregtigheid. 2 Korintiërs 5:21. For he have made him to be sin for us, who knew no sin, that he might be made the righteousness of God in him. En hier quoteer Paulus Jesaja 53 vers 10. So hy is vir ons sonde gemaak, sodat ons sy geregtigheid kon kry. Die Here sê vir my, gee my jou sonde, en ek gee vir jou my geregtigheid. Ruiltransaksie. What an amazing ruiltransaksie is dit. Who would not want that? Jesus het ons dood gelei, sodat ons lewe kon hê. Hebreërs 2 vers 9, maar ons sien hom, naamlik Jesus, dat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak. Jesus het vir jou die dood gesmaak, sodat ons kon wat? Deel in sy lewe. Johannes 10:10, die dief kom net om te steel, te slag en te verwoes, maar ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. In die Engels sê dit so mooi, the thief cometh not but to steal and to kill and destroy. I come that you may have life and that they may have it more abundantly. Here, dankie. Dankie dat u die dood vir my kom sterf het, sodat ek oorvloedige lewe kan hê. Nie net lewe nie, hy sê more abundantly. Geef vir my jou dood wat jy moet sterf, en ek gee vir jou lewe more abundantly. Hy is vir ons 'n vloek gemaak. Galasiërs 3:13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. So hy was vir ons 'n vloek gemaak, sodat ons die seën kan ontvang. Galasiërs 3:14, hy sê, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Die belofte van die Heilige Gees, die seun van Abraham, rus nou op jou, omdat hy vir ons 'n vloek gemaak was. Geef vir my jou vloek, ek gee vir jou my seën. Nog ene, armoede. 2 Korintiërs 8 vers 9. Want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Deuteronomium 28:47, omdat jy die Here jou God nie met vreugde en vrolikheid van hart weens die oorvloed van alles gedien het nie, sal jy jou vyande, wat die Here teen jou sal stuur, dien in honger en in dors en in naaktheid en in gebrek en aan alles. En hy sal 'n ysterjuk op jou nek sit, totdat jy jou verdelg het. Sien, Jesus was begrawe gewees, in 'n geleende graf, met geleende doeke toegedraai. Hy was naak op die kruis, niks gehad nie, en toe hy daar af is hy in 'n geleende graf, 'n geleende doeke. Absoluut niks gehad. Niks. So hy sê, hy het arm geword, sodat jy die rykdom kan beerwe. So hoekom het hy dit gedoen? Sodat ons kan deel in sy oorvloed. 2 Korintiërs 9 vers 8. Hy sê, en God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsig volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk.
sien Jesus wil hê dat dit met jou goed moet gaan. Handelinge 20 vers 35. Ek het julle in alles getoon ons deur so te arbei, die swakkes moet help, en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat hy gesê het, dit is saliger om te gee as om te ontvang. Jesus wil hê dat jy genoeg moet hê, oorvloedig tot elke goeie werk. Hy het arm geword. Hy het die vloek van armoede het hy op die kruis gedra vir jou. Nog ene wat hy gevat het is ons skaamte, of die Engelse woordjie daar is mooi, shame. Hy het ons shame gedra. Matteus 27:35, en nadat hulle hom gekruisig het, hulle hom sy klere verdeel deur die lot te werp, sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad die lot gewerp. En hulle het gaan sit en hom bewaak. Christus was naak gekruisig gewees. Ons lees ook dat die vrouens het van ver gestaan, omdat Jesus naak gekruisig was. Skaamte vir almal om te kan sien. Why did he do that? Sodat hy jou shame kan vat, jou skaamte. Miskien is daar skaamte in jou lewe gewees as gevolg van 'n verkrachting wat plaasgevind het, of 'n onkunde aborsie gepleeg. Wat dit ook al is wat jy sê, ek skaam oor wat ek gedoen het. Sê Jesus, gee vir my daai skaamte, en ek gee vir jou my heerlikheid. Sy heerlikheid, his glory. Hebreërs 2 vers 10, want dit het hom, die Vader, betaam, ter wille van wie alle dinge en deur alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid, dis Jesus, deur lyde te volmaak. He will give you his glory. Wat sê hy vanmôre vir jou? Geef vir my jou skaamte. Whatever that is, wat er ook al gebeur het, gee dit vir my, en ek sal jou my heerlikheid gee. Wat 'n amazing ding het die Here nie vir ons gedoen aan die kruis nie. Verder een is verwerping. Matteus 27 vers 45. En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Elai, Elai, lama sabachthani. Dit is my God, waarom het U my verraad? Hulle sê van alles wat Jesus deurgegaan het, was dit vir hom die ergste. Toe hy alleen op die kruis was, God die Vader vir 'n tydjie sy aangesig weggedraai het van Jesus af. Daardie verwerping wat hy op daardie oomblik ervaar het. Hy gaan aan en sê, en sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, hy roep Elia, toe hardloop hulle daar dadelik een van hulle, en neem 'n spons en maak dit vol asyn, en sit dit op riet en laat hom drink. Maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur. Verwerping is die diepste seer wat mense het, as hulle ouers hulle dalk verwerp op teleurgestel het. Mense ervaar vandag nog verwerping. Maar Jesus gee vir ons aanvaarding. Maak nie saak wat gebeur het nie, Jesus gee vir ons aanvaarding. Efesiërs 1 vers 3. Geseënd is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons genesing geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel en in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Efesiërs 1 vers 5, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. Hy het dit besluit om jou aan te neem as sy kind. Vers 6, tot lof van die heerlikheid van die genade waarmee hy ons benadig het in die geliefde, dis Jesus. Johannes 6:37, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp
nie. Mense wonder baie keer, is ek goed genoeg om na Jesus toe te kom? Het is nie of jy goed genoeg is nie. Hy was goed genoeg. Hy het die offer gebring. Hy sê vir jou, kom net soos wat jy is na my toe. Jy hoef niks te verander nie. Los dit vir my, ek sal jou verander. Maar hy sê, wanneer jy daardie besluit neem, Jesus, ek is stikkend en vuil en ek het niks om jy te gee nie. Dan sê hy, kom my kind, ek sal jou wat na my toe gekom het, nooit uitwerp nie. So moenie dat die duiwel vir jou die leuen vertel dat jy nie goed genoeg is nie. Partykeer maak ek en jy droog, ons doen dinge wat ons nie moet doen nie. In plaas daarvan dat ons dit bely en terugkom na Jesus toe, dan voel ons het nie meer vrymoedigheid nie. En dan begin ek wegkruip van hom af. Amper soos wat al my neef wou gedoen het, maar kan jy dit doen? Jy kan nie. Kan nergens wegkruip van die aangesig van die Here af nie. Maar hy sê, weet jy wat? Kom. Ek weet jy droog gemaak, maar kom. Ek is nog daar vir jou. Ek sê, ek sal jou nooit uitwerp nie. Hebreërs 13 vers 5, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Here, u sal nie wat na u toe kom, nooit uitwerp nie, en Here, u sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. Die Here sê, nooit. As hy gesê het nooit, dan bedoel hy nooit. Prys die Here. Ons gaan vanoggend nagmaal geniet. En terwyl ons dit geniet, ek gaan jou vra om net vir 'n oomblik jou oë toe te maak asseblief. As jy vanmôre hier sit en jy het genesing nodig in jou liggaam. Jesus sê, ek het jou siekte in my liggaam gedra en ek gee vir jou vanmôre genesing. Terwyl ons dan nou die nagmaal gaan geniet, wil ek hê jy met die Here vertrou vir genesing. As jy vanmôre shame in jou lewe het, iets waaroor jy skaam is, wat in die verlede gebeur het, en die duiwel bly jou treiter daaroor, kan nie verby dit beweeg nie. As jy vanmôre dit daarmee struggle, wanneer jy vanmôre die nagmaal neem, wil jy nie sê, Here, ek gee vir my vanmôre daardie ding nie. En dankie dat jy vir my die heerlikheid gee. Wat dit ook al is wat by jou opkom, wat jy miskien oor skaam is. Lord, I want to give you my shame and I thank you for your glory this morning. I want to deal with this thing finally this morning. Ek wil nie weer met dit deel nie. Ek aanvaar die ruiltransaksie by die kruis, Here. Hoekom moet jy die ruiltransaksie aanvaar? Moenie dat Jesus, ek wil sê, vir geen rede gesterf het nie. Hy het gesterf sodat jy dit kan hê. So vat dit. Soos jy dalk met selfverwyd sit en jy sukkel om jouself te vergewe, gee dit vanmôre vir hom en vat sy vergifnis. As jy sukkel om iemand anders te vergewe, sê Here, help my vanmôre, terwyl ek hierdie nagmaal neem, vergewe ek daardie mense wat my leed aangedoen het. As jy vanmôre 'n lack of resources het, sê Here, I thank you that you are my provider. Dat U het totale armoede ervaar op die kruis, want die wil hê, dan moet genoeg vir my wees, sodat ek vir my gesin kan sorg en kan hê vir elke goeie werk. Vat dit vanoggend vir jou. Vader, ons dankie vir hierdie dag, ons dankie vir die groot werk wat Jesus vir ons gedoen het.
Ons met absolute dankbaarheid in ons harte, wat ons weet, Here, U is groot, U is goed, U is op die troon, en Here, dankie dat U in elkeen van ons belangstel, en daarom bid ek, Here, dat U sal deurkom op 'n besonderse manier vir elkeen in hierdie plek vanmôre in Jesus naam, Here. Vader, dankie dat ons elke ding vir U kan gee, Here, net die beste wat Jesus vir ons het, is vir ons beskoor, en ons loof U daarvoor, Here. Ons weet, ons is gebore vir God se beste, en daarom vat ons dit vanmôre, Here. Ons loof U daarvoor, ons eer U in Jesus naam. Amen. Amen.